Goeiemôre. Hierso so in die middel 80er jare was daar 'n film met die naam Back to the Future. In hierdie fliek het Marty en Doc in 'n time machine 50 jaar terug in die verlede ingegaan, waar Marty toe sy ouers in hulle jong jare gesien het en waar hy dan so 'n paar klein veranderingkies aangebring het om dit vir hulle beter te maak in die toekoms. En dan as hulle terugkom waar hulle was, dan is alles opgemors. Jy sien, 'n klein veranderingkie het 'n rimpel-effek, het op die ou einde 'n groot effek vir die toekoms. En dan is dit ook so, dat alles wat ek en jy vandag doen, of nie doen nie, het 'n groot rimpel-effek op die toekoms. Maar nou is dit belangrik dat ons nou nie moedeloos raak en dink aan al die foute wat ons in die verlede gemaak het, wat dan 'n rimpel-effek tot in alle ewigheid sal hê nie. Ons hoef nie moedeloos te raak nie. Ons moet net die beste doen wat ons kan doen. Nou is dit belangrik dat 'n mens nie moet moedeloos voel nie, want almal van ons maak foute. Die belangrikste ding en dit waarop ons dan ook moet fokus, is hoe ons ander mense laat voel. In my laerskooljare was Tannie Martie van Rensburg ons buurvrou gewees. Tannie Martie was baie lief vir haar tuin, maar tog het sy toegelaat dat ons, en baie keer was ons 'n klomp van ons, in haar tuin rappie en sokker en wegkruipertjie, wat ook al ons wou gespeel het, kon speel. En Tannie Martie het nooit kom kla oor 'n boompie wat afgebreek is, of 'n potplant wat omgestamp is nie. Inteendeel, terwyl ons daar gespeel het sy baie keer sommer net op die stoep kom sit en tee drink en sommer net vir ons gelag. Daar waar een van ons dalk 'n bietjie val en 'n seerplekkie opkry, het Tannie Martie gekom en skoon gemaak, 'n pleistertjie opgesit en baie keer sommer net 'n soentjie gegee om dit beter te soen. Soms het sy uitgekom met 'n skinkbord kwart gesnyde lemoene, soos halftyd in 'n rappiewedstryd, baie keer sommer net vir ons 'n stukkie wat lemoen gebring en baie keer sommer net uitgekom met 'n skinkbord vol ouros. Wanneer ons van Tannie Martie af terug huis toe is, het ons geweet, ons is special. Ek dink toe maar net aan Tannie Rina en Tannie Connie en Tannie Alice, wat vir ons kinderkraans en sondagskool gegee het. Nou behalwe vir Psalm 23, kan ek nie eers een ding onthou wat hulle vir ons geleer het nie. Maar wat ek wel kan onthou, is hoe spesiaal hulle my laat voel het. Partykeer wyf hulle vir my, sê kom bietjie nader dat ek kan hoor hoe dit met jou gaan. Wanneer ek van haar af wegloop, dan weet ek is special. En hierdie Jesus Christus, in wie se naam sy vir ons lief is, hierdie Jesus klink na 'n goeie ou. En dis dalk ook hoekom Jesus, as hulle vir hom vra, wat is die grootste gebod? Dan sê hy, die grootste gebod is die gebod van liefde. Nou liefde is nie daardie warm gevoel wat jy in jou hart kry wanneer jy verlief is nie, nee, maar juist die warm gevoel wat iemand anders kry wanneer hulle van jou af wegloop. Liefde is dan ook nie iets wat jy moet doen nie, dit is deel van wie jy is. Dis om so met mense te werk, dat hulle 40 jaar later nog 'n warm gevoel in hulle hart kry as hulle aan jou dink. Nou prakties gesproke, wie is hierdie mense wat hierdie warm gevoel by jou moet ervaar? Natuurlik is dit eerstens die mense in jou direkte omgewing, jou familie en jou vriende, maar dan is dit ook die verpleegsters, die versorgpersoneel, die mense wat vir jou kos maak, maar ook die kassiere by die winkel, die een wat jou pakkies pak, die karwag. Hoe voel hulle as jy van hulle af wegloop? Ja, Jesus sê, selfs jou vyand. So vandag gaan wees die verskil. Ek lees vir julle 'n gebed, wat ek dink baie mooi by vandag aanpas. Here Jesus, bemagtig my met u liefde, sodat elkeen wat vandag met my te doen kry, daarna gelukkiger sal wees as voorheen. Gee my elke uur van hierdie dag die wysheid van 'n liefdevolle hart, sodat ek in elke situasie sal weet wat om te sê, en ook hoe om dit te sê. Maak my sensitief vir ander se gevoelens en begeertes, en gretig om daarop te reageer. Here, open my oë vir mense se klein dade van diens en bedagsaamheid teenoor my, sodat ek daarvoor kan dankie sê en ook self daaruit kan leer. Here, help my om liefde te kan gee en liefde te kan ontvang.
sodat ek daardeur kan genees en genees kan word. Wat ek eintlik vra, Here, is lesse in praktiese Christenliefde. Amen. Liewe kind van God, daar waar jy vandag in 'n stikkende wêreld gaan rondbeweeg, weet dat die God van liefde by jou teenwoordig is. Mooi dag vir jou in God se liefdevolle en versorgende teenwoordigheid.